skuld, liefdesdriehoeke en gevaarlike geheim. Hierdie week ruk diepe waters alles oop. Zelda probeer Gys liefde terugwen. En wat is die storie tussen Theresa en Anna? Ons ontbloot 4 ontploffings van 30 Junie tot 3 Julie en nommer 3 gaan jou laat regop sit. Laat ons begin. Geniet jy reeds die drama? Druk daai like en help meer kykers inskakel. Maandag, 30 Junie. Gys se wêreld tuimel in mekaar. Terwyl hy vasgedruk voel en die wêreld teen hom draai, is daar net een persoon wat hom wil ondersteun, Zelda. Maar net wanneer hy dink dit kan nie erger nie, begin Theresa vreemd optree. Sy is benoud, geskok en sy wil nie praat nie. Wat weet Theresa wat selfs Anna nie wil hê iemand moet uitvind nie. Maar Theresa se stilte hou nie lank nie, want Dinsdag bring 'n vreeslike toets. Dinsdag, 1 Julie. Theresa moet nou kop hou, want Anna is nie iemand wat jy sommer kalmeer nie. Een verkeerde woord en alles bars oop. Intussen vra Pam dat Zelda die beurswenners by 'n spesiale geleentheid aankondig. Maar hoekom Zelda? En dan is daar Seseko, wat met die sekuriteitslig sukkel. Maar is dit net 'n tegniese fout, of is iemand besig om snags in te loer? 50% gelaai en ons nog steeds nie eers by Woensdag se emosionele oorlog nie. Woensdag, 2 Julie. Gys probeer alles om dinge met Bianca reg te maak, maar Zelda los hom nie uit nie. Sy is vasberade, selfs desperaat en sy smeek vir sy hart. Dan kom Lucas met 'n nuwe vonkel in sy oog, 'n groot Spaanse gebeurtenis. Een van die vroue gaan Gys verloor en dit gaan nie mooi eindig nie. En terwyl harte breek, begin geld ook opdroog. Donderdag, 3 Julie. Lucas stel 'n nuwe doelwit, iets wat hom kan verander. Maar Gys, hy klou vas aan die laaste kans om Bianca terug te wen. Intussen slaan Letty in 'n paniek. Die keffie se geld vloei soos water en die skuld, dit stap nader. Letty is gewoond aan beheer, maar wat gebeur selfs as sy nie weet waar die uitweg is nie? Wie dink jy moet Gys kies? Zelda of Bianca? En wat is dit wat Theresa so benoud maak oor Anna? Laat jou teorie in die kommentare, ek lees elkeen en antwoord terug.